Hallo, ek is Eddie Goldberg en is ingeskakel by AgriScoops, die middelpunt tussen die boer en die verbruiker. Ons gesels vandag verder oor die verbrakking van grond. Ons gesels met Carla Husselman. Sy is deel van die tegniese en bemarkingsspan by Revenza Next Sub-Sahara Afrika. Revenza Next is 'n multinasjonale maatskappy wat biologiese oplossings bied vir produsente wat meer volhoubaar wil boer. Anders as meeste ander maatskappye is biologiese oplossings die fokus van Revenza Next. Ons het verlede week gesels oor grondverbrakking en hoe dit gewasproduksie beïnvloed. Kan jy asseblief net weer vir ons 'n oorsig gee? Sekerlik. Verbrakking verwys na die aansameling van wateroplosbare soutte soos natrium, kalium, kalsium, magnesium en kloried in die grondprofiel. 'n Grond word as brak geag wanneer die elektriese geleidingsvermoë van 'n versadigde grondpasta ekstrak 4 desisiemens per meter oorskry, of wanneer die weerstand minder as 300 ohms is. Dit is die drempelwaardes waarby meeste gewasse 'n afname in opbrengs ervaar. Hoë soutkonsentrasies in die grond maak dit moeiliker vir plante om water op te neem en kan selfs toksiese effekte hê wat lei tot 'n afname in opbrengs of gewaskwaliteit. Watter faktore lei daartoe dat grond verbrak? Sommige gronde het natuurlike hoë soutkonsentrasies weens die geologiese moedermateriaal waarvan die grond ontstaan het. Lae reënval en hoë verdampingstempos dra ook by tot die aansameling van soutte in die wortelsone en naby die grondoppervlak. Ongelukkig verbrak landbougronde in die meeste gevalle as gevolg van die toepassing van verbouingspraktyke. Die grootste sondebokke sluit in die gebruik van brakwater vir besproeiing, swak dreinering, die oorbenutting van chemiese kunsmis en plaagdoders, as ook die toediening van organiese misstowwe met hoë soutkonsentrasies. Bied Revenza Next enige produkte om grondverbrakking te bekamp? Ja, beslis. As deel van die Cosmocell portefeulje beveel ons H85 aan om verbrakking te voorkom, maar ook om reeds verbrakte gronde te herstel. H85 bevat 'n unieke mengsel van himien en sulfiensure wat ontwerp is om die biologiese, chemiese en fisiese eienskappe van die grond te verbeter. Die hoë koolstofkonsentrasie van die produk dien as 'n voedselbron vir die mikroorganismes in die grond. Die verhoging in mikrobiese aktiwiteit lei tot 'n toename in grondrespirasie, verhoog die afskerring van worteleksidate en ensiemaktiwiteit. Dit lei weer tot 'n toename in die hoeveelheid voordelige mikroorganismes, insluitend stikstofbindende mikrobes, wat kan help om die hoeveelheid chemiese stikstof wat nodig is vir verbouing te verminder. Die sulfiensure in H85 help ook om die grond se kation-uitruilkapasiteit, oftewel KIK, te verhoog. Dit is 'n maatstaf wat aandui wat die grond se vermoë is om aan voedingsstowwe vas te hou. Hoekom is 'n hoër KIK goed vir grond? Wanneer 'n grond 'n hoër KIK het, beteken dit dat minder voedingsstowwe weggewas sal word deur loging en dat die kunsmis wat toegedien word meer effektief gebruik kan word. Dus is dit moontlik om minder kunsmis toe te dien. Verder bevorder H85 ook die grond se struktuur en porositeit. Dit tree amper op soos 'n gom wat gronddeeltjies aan mekaar bind. Hierdeur verhoog dit deurligting in die grond en ook die grond se watervashou vermoë, wat beide plante en die mikrobiese populasie in die grond bevoordeel. Volgende week sal ek julle meer vertel oor proewe wat gedoen is met H85 om die skadelike effekte van brakheid te bekamp. En dit is Carla Husselman. Sy is deel van die tegniese en bemarkingsspan by Revenza Next Sub-Sahara Afrika. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het.